Geliefde Koning en Vader, Heilige Gees, kom teken vanaand vir ons nuwe prentjies. Kom sit vir ons die stukke van die legkaart aan mekaar. Kom stig ons vanaand. Kom leer ons. Gebruik hierdie oomblik om U naam groot te maak. Ons is lief vir U, liewe Vader, en U is ons heilige God, en laat U naam geheilig word. In Jesus naam bid ek dit, amen. So wat kan julle onthou van laasweek? So laasweek het ons gepraat oor die blokkasies in ons gebede. En wie van julle sou sê, julle het hierdie week dalk deur iets gewerk wat 'n blokkasie was? Of dalk 'n openbaring gekry van wat 'n blokkasie is in julle lewens? Niemand nie. Okay, wonderlik. So daar was ek in die blokkasies nie. Ekskuus toch? Deur het gebid. Wonderlik. So, ek het kry so nou en dan sal iemand my kontak of my vra of hoe ook al, en dan, dit klink regtig asof hierdie lesse so ver nou al suksesvol is. Mense kom met getuienisse en daar's veranderinge, so ek sal graag op 'n stadium wil hê dat julle moet deel van dit asseblief. Dit is nie net om vir my te hoor dat dit wat die Heilige Gees met my gedeel het is regtig waardig nie, maar dit gaan ander mense ook stig, nie net vir my nie. So julle moet regtig deel. Ek het nogal dit is my so merkwaardig hoe hierdie week soveel mense met my gesels by die salon en buite die salon oor goed wat in hulle lewens gebeur en wat terugkom na vergewensgesindheid toe. En ons het laas ook al gepraat hoe dit op ons blokkasie kan wees. En nie noodwendig het hulle gepraat oor gebed met wat dit 'n blokkasie is nie, maar net daai wat jy nie so bewus is van onvergewensgesindheid en wat dit doen in jou lewe en wat dit veroorsaak in jou lewe. En mense dink net, so baie mense dink net dat hulle wil nie die ander persoon beter laat voel om hulle te vergewe nie. Dit is my nice, want dit daar's ook op 'n bietjie. Ja. So sien net onvergifnis nie, maar sommer nou trots ook wat tussenin. Ja. So ek's baie bly eintlik jy noem dit, want kort moet ek myself sê dat dit gaan nou, die lesse gaan oor gebed. En dis nie asof ek op 'n Woensdag aand hier sou staan en vir julle woord vir woord leer wat is gebed of hoe om te bid nie. Ek sien hierdie lesse as die verhouding bou met die Vader. Want uit dit uit kom gebed. Uit dit uit kom antwoorde en rigting en ek leer die Heilige Gees ken. En dis my hele motief. Want hoe beter ek hom leer ken, hoe makliker gaan ek met hom praat. Hoe beter gaan ek met hom praat, hoe beter gaan ek luister ensovoorts. So as julle dalk vra het, ons sal eventually daarby uitkom, maar hopelik kom ons by die punt waar ons saam bid, of waar elke een se gebedlewe van die grond af kom, as hy nie alreeds van die grond af is nie. Okay. So vanaand gaan oor, ek wou eers op 'n stadium sê manne wat bid, maar dit is eintlik manne van die Bybel wat bid, maar dit is ook nie heeltemal waar nie. So ek gaan vanaand nie te veel skrif aanhaal nie, meeste van dit wat ek oorgaan, weet julle in elk geval. Ek wil by die slotsom in die einde van dit uitkom. Gaan so 'n bietjie van 'n vergelyking doen tussen die karakters, as ek daai woord kan gebruik. En so ek gaan vinnig oor dinge hardloop. Ek gaan nie te veel in detail ingaan oor sekere goed nie, want ons almal, ek raak onder andere vir Moses aan, ons almal ken Moses se storie. So ek gaan nou nie in detail ingaan nie, en ons gaan in elk geval vir altyd hier sit as ek dit wel doen. So ek gaan vinnig oor punte hardloop om oor te gaan na die volgende een toe ensovoorts, sodat ek by die einde kan uitkom. So Moses lees ons natuurlik nou hier vroeg in die Bybel van. En as jy Moses se ouderdom half opbreek, dan was daar 3 gedeeltes van 40 jaar. Sy eerste 40 jaar, middel 40 jaar en die laaste 40 jaar. So die eerste 40 jaar was, as ek nou 'n woord daarna moet skoppel, sou ek sê Moses was in die wêreld gewees die eerste 40 jaar. Hy was eintlik 'n weeskind gewees. Wel, hy het geweet wie sy ma is, maar hy het ons nou deur die Farao se dogter grootgemaak. Hy was geleerd gewees.
wat abnormaal was vir daai tyd. Dit was eintlik maar net die hoë geplaases wat geleerdheid gehad het. Hy was goed opgevoed gewees. Hy was 'n gesiene man gewees tussen die plekke waar hy beweeg het. En die hoogtepunt van sy eerste 40 jaar is toe hy droog gemaak het. Toe hy die man doodgeslaan het en hy toe gevlug. Die tweede 40 jaar was sy bekeringstyd gewees. Hy is woestyn toe, want hy het obviously gevlug, hy is woestyn toe, hy het obviously swaar gekry, daar was hy 'n skaapwagter, en ek kan maar net vir myself indink dat hierdie gesiene man met geleerdheid en hoe ook al het skaam gekry. Hy moes kort oor sy skouer loer, en hy moes heel moontlik bekommerd wees, hy het obviously gevlug uit sy land uit. Hy het definitief die Here gesoek, en by die brandende bos het hy, soos ons almal weet, het hy die Here gevind. Daar het hy instruksies gekry, en hy moes gehoorsaam wees om hy instruksies uit te voer. Natuurlik deur dit het hy gesien dat hoe groot hierdie God is, wat vir hom instruksies gegee het, en hy moes dit uitvoer, maar hy het dit geaanskou wat rondom hom aangaan. Hoe God vir hom gesê het, maar gaan na die Farao toe, of na die Farao toe van Egipte, en hy moet vir hulle sê, of hy was mos nou, die hele idee was mos nou met die Israeliete uit Egipte uitlei, en elke keer as hy daar gekom het, dan sê hy maar, wat ook al die geval is, en dan gebeur daar ding soos die springkane, of hoe ook al, en dit is nie springkane dit is nie 'n normale ding gewees nie, elke keer was dit 'n act of God, as jy nou daai woord wil gebruik. En so hy het dinge gesien rondom hom gebeur, deur daai tyd. Die laaste 40 jaar was Moses se bedieningstyd gewees. So, hy het, en interessant, hy lei die Israeliete uit Egipte uit in die woestyn. Weer eens die woestyn waar hy was vir 'n tyd. So dit is nogal interessant. Nou nie spesifiek nie, maar ook 'n woestyn. Daar leer hy natuurlik om te bid. Hy leer om afhanklik te wees van God, dat God hom lei. En vir hom en die volk te voed. So natuurlik word sy geloof gebou, sy vertroue in God. Nie net omrede hy weet dat God is besig om hulle te lei tot die beloofde land toe nie, maar om vir hulle te sorg op pad soontoe. Hy weet God gaan vir hulle sorg as hy beloofde land uitkom, maar op pad soontoe ook. Hy het natuurlik God baie geraadpleeg, en hy het voor sy oë het hy wonderwerke sien uitspeel. Soos ek sê, ek wil nou nie aan spesifieke goed raak, soos die rots wat hy geslaan het, en die water wat daar uitgekom het, en ook al nie, ons almal ken daai stories. Hy het 'n baie goeie verhouding met die liewe Vader gehad, want ek glo nie die Vader sou vir hom die 10 gebooie met hom gedeel het, wat so uiters belangrik is, as hy nie 'n goeie verhouding met hom gehad het nie. So, my vraag eintlik aan myself is, het ek sulke geloof in hom? Vertrou ek hom so? Moses het natuurlik foute gehad, maar ons liewe Vader het dit geweet. Hy het nog steeds hierdie verhouding met die opregte Moses gehad. So, maar Moses het 'n baie spesiale manier gehad, en oral waar ons lees van Moses en die Israeliete in die woestyn, lees ons dat dit het goed gegaan, dan gaan Moses weg, dan kom hy terug, en sien hy, Jesus het hulle 'n goue kalf gebou, wat hulle aanbid. So hulle het geweet wie God is, maar dan val hulle weer terug. Of hulle het terug verlang na die kospotte van Egipte toe. En elke keer as dit gebeur het, en daar's 'n paar goed wat ons raak lees, waar daar onder andere slange gekom het, wat hulle gepik het, en allerhande sulke dinge, en elke keer het God daar gestaan, en hy wou eintlik die Israeliete uitroei, want hy leer hulle verstaan, en in die volgende oomblik, dan draai hulle maar net weer weg van hom af. Maar Moses het so 'n goeie verhouding gehad met die liewe Vader, dat hy elke keer dat hy gaan intree vir die Israeliete. So God het
die intensie gehad op 'n punt om die Israeliete, die hele volk te verwoes, na hy alles gedoen het tot by punt toe. Maar Moses is ingetree in gebed en gepleit by God dat dit nie moet gebeur nie. En God het elke keer, het hy dit aanvaar, het hy sy idee het hy gaan verander. So, nie net wonderlik om te weet dat ons die liewe Vader se idees kan beïnvloed nie, maar ons kan ons eie omstandighede rondom ons kan ons beïnvloed deur ons verhouding met ons liewe Vader, deur gebed. En hoe wonderlik is dit? En natuurlik nou daai pleitgebed. Wil elkeen van julle so 'n verhouding hê met die liewe Vader om tot hom te kan bid dat die dinge rondom jou verander? Besigheid doen swak, vra liewe Vader kom help en hy kom tree in. Gister was ek ongehoorsaam geweest, so uiteindelik geen rede om te kom help nie. En ek kom tree by hom in en ek kom pleit en ek kom lê voor hom en ek kom verneder myself voor hom. En môre gaan dit weer goed met die besigheid. So en dit is nou 'n besigheid. Dit gaan daar's 'n klomp ander dingetjies. En ek glo almal van ons het voorbeelde en getuienisse as dit kom by dit. Wil jy ook so kommunikeer met die liewe Vader soos wat Moses gedoen het? Dat hy aan jou goed toevertrou soos die 10 gebooie. Sulke belangrike goed, dat hy inligting met jou deel wat so belangrik is. Wil jy ook die wonderwerke rondom jou sien gebeur, soos wat Moses gesien het, dinge gebeur rondom hom. Hy het dit natuurlik nou op 'n baie groot skaal gesien, en sy hele lewe is vol van hierdie wonderwerke wat hy sien rondom hom gebeur het. Van hulle was hy deel van dit en obviously van dit nie, en ek was sê deel en praat ek van in verhouding of in gebed, maar hoe wonderlik sal dit nie wees as ons sulke dinge rondom ons sien gebeur nie. Nou die dag het ek gepraat van dat ons moet bid, of dat ons bid en ons sien iemand raak gesond. Maar Moses het dit op 'n ander skaal gesien, op 'n heeltemal ander skaal. Raadpleeg God oor alles, wees gehoorsaam, luister na wat hy sê, leer die Heilige Gees ken, kies hom bo alles, vul jou dae en jou nagte met hom, wees geduldig en laat hy jou oë vir jou instel. Terwyl ek nou besig is met die lesse, sit ek die hele tyd vas by hierdie, laat God jou oë vir jou instel. En elke keer as ek iets sien gebeur, of ek praat met iemand wat gesukkel het met in hierdie onderwerp gebed, laat die Vader jou oë vir jou instel. Paar dae later kom ek agter, die Here was hier besig om oë te stel. So hoe wonderlik, want jy sien net dinge heeltemal anders. Die volgende karakter wat ek oor wil praat is Dawid. So Dawid was in die oë van sy broers, was hy eintlik maar niks werd. Hy was 'n klein mannetjie gewees, hy was ook 'n skaapwagter, en hy was kort weggestuur. Toe hulle die koning soek, die nuwe koning soek, toe is hy nie by die huis nie. Hy is in die veld. Hy is aan mekaar weggestuur gewees. Dawid was interessant, toe ek nou daar deurgaan. Dawid was uitgekies om die koning te wees, terwyl daar nog 'n koning was. En hy was jonk gewees. So die duiwel kom baie maklik daai idee kom steel het en kom aframmel het, want hoe kan ek nou koning gemaak word as daar nou nog 'n koning is en ek is jonk en hy het wysheid en nog allerlei sulke dinge. Dawid het geglo. Dawid het baie dinge vermag, soos julle self weet. Hy het Goliat met 'n klippie doodgeslaan. Hy het vir die koning gaan musiek maak, of praise and worship soos ons dit ken, om hom te laat bedaar, wanneer hy kwaad geraak het. Ek wil dit nou nie aanhaal nie, maar daai selfbeheersing gedeelte, as ek dit reg het, is van hom al weggevat. So, as hy kwaad geraak het, kon hy dit nie stop nie. Hy was geoorval gewees met dit, en Dawid het gekom om musiek maak, sodat hy kan bedaar.
Dawid het baie oorlog gemaak. En elke keer as hy oorlog gemaak het en God hom gelei het, was daar elke keer oorwinning gewees. En ek kan net vir myself indink hoe hy vooraf ingetree het in gebed en hoe hy hierdie leiding gekry het om tot daai punt te kan kom en glo en vertrou het. Die liewe Vader het vir hom gesê wat hy moet doen en wanneer en teen wie en sovoorts, sodat hy by die punt kon kom om te weet, hier gaan oorwinning wees. Maar Dawid het ook baie droog gemaak. Spesifieke ene, Dawid het met Batseba geslaap. En toe gaan hy, en is nogal erg in my opinie, waar hy toe nou Batseba se man, wat een van sy eie was, heel voor aan die leer gaan sit het. En daai ou gaan toe nou om vir hom te veg, vir hierdie koning wat hy soveel eer en respek voor het. Meantime gesit Moses om daar, om hom uit te wis, eintlik maar, om hom te vermoor, daai lelike woord. Jaag jy en ek ook aan? Benodig jy ook die liewe Vader se genade, soos wat ek hom nodig het? Pleit jy ook by God? En om Dawid se psalms te gaan lees, teken vir ons 'n baie mooi prentjie rondom wat 'n pleitgebed is. Nou, die Psalm 51 gaan oor wat het op Dawid geskryf na hy met Batseba geslaap het. En jy kan al sy, of meeste van sy psalms kan jy gaan lees, en die formaat is relatief dieselfde. En in baie van hulle weet ons nie wat die rede was dat hy het geskryf het nie, of wat het gebeur dat hy het geskryf het nie. Maar in almal van hulle, of meeste van hulle kan jy agterkom, Dawid was maar in groot moeilikheid gewees. Hy het maar groot aangejaag, en dit was in die psalm wat ons lees, is die gevolg daarvan. Ek gaan vir julle vinnig Psalm 51 opsom. Ek wou deur hom lees, dis nie 'n te lang psalm nie, maar ek wil julle obviously nou nie verloor nie, so gaan hom vinnig vir julle opsom. In die begin lees ons, Dawid het besef dat hy sonde gedoen het. Hy het erken voor God dat hy 'n sondaar was, en dat wat hy gedoen het was verkeerd gewees. Hy het opreg gepleit by die liewe Vader vir vergifnis. Hy het weggedraai van sy sondes af, en dan eindig hy altyd soos hy begin het. Hy maak sy naam groot. Hy prys die Here daaruit. So, en soos ek sê, hy begin eintlik sy psalms altyd so, en dan weer hy nou na hierdie, U is groot, ek is 'n sondaar, ek het verkeerd gedoen, vergewe my, en ek sal dit nie weer doen nie, hê vir my genade, en dan draai hy weg van dit af, en dan maak hy maar net weer sy naam groot. So, as jy tyd het, gaan lees asseblief daai psalm. Nou die volgende karakter, en dit is hoekom ek vir julle gesê het, die begin is nie heeltemal waar as ek sê dis karakters of manne van die Bybel nie, want die volgende karakter is nie van die Bybel nie. Die volgende karakter se naam is JP, of Jean-Pierre. So, goeie opvoeding gekry, sy vriende was sy broers en suster, en hierdie karakter ken julle nie soos wat ons die karakters soos Dawid en Moses en die res in die Bybel ken nie. Ek gaan nou maar nie in die derde persoon praat nie. Ek glo julle almal het nog geweet wie JP is. So, ons het baie rondgetrek. My pa het vir Portnet gewerk, en so hy was gestasioneer by vuurtorings, en ons het 'n jaar op 'n plek gebly, dan word hy verplaas na 'n ander. Dan bly ons 2 jaar daar, en dan word ons weer verplaas, en so gaan ons aan. Van hoogste die kant op in die kus op is Loederitz, en die kant op Port Shepstone, dink ek. So, sommer, en nie van die een na die volgende wat langs in hom is nie, dit is sommer van Port Shepstone af Kaappunt toe, en sovoorts. So, ons het geleer, en ek praat maar nou namens my broers, ons het geleer om sonder vriende klaar te kom. Ons het geleer om onafhanklik te wees.
En daai tyd het ek dit nie besef nie. Nou later besef ek dit, dat dit eintlik, daar's voordeel daarin, maar daar's ook nadeel daarin. Ons het baie gespeel, maar ook baie beklei. Min geluister. My punte op laerskool was maar relatief vrot, en ek onthou my pa toe ek hoërskool toe is, het my pa nog gesê, maar hy weet nie of ek het gaan maak in hoërskool nie. Laerskool het ons rondgetrek, soos ek gesê het, en ek dink ek was in 7 of 8 verskillende laerskole gewees. Hoërskool het my pa gesê, as jy hoërskool toe gaan jy koshuis toe, maak nie saak waar ons rondtrek nie, jy bly by een hoërskool, want hy het obviously dit gesien as belangrik. Ook maar goed so, want in hoërskool toe sien ek maar, okay, ek is toe nou na 'n tegniese skool toe, want ek is definitief nie akademies nie, en my punte het begin styg. En dit was wonderlik, dit begin goed gaan. Ek het gekatkiseer, ek het 'n bietjie droog gemaak, ek is toe college toe, en op college het ek begin, ek het obviously my laerskool het ek rugby gespeel, hoërskool so kort tydjie, en toe het ek op 'n rugby speel, en na skool, in college tyd, toe het ek vir die college begin rugby speel, en toe vir die dorp, of eintlik vir die twee saam, en dit bou nogal 'n man se gevoel, né? En ek moet sê, daar het ek die eerste keer begin agterkom wat is vriende, of dan nou fellowship. Onthou julle in les 2, dink ek, het ek gepraat, het ek so aanhaling gemaak van ons leer mense ken by die kerk, en ons word genooi vir 'n braai op 'n Saterdag aand, want dit is mos nou fellowship tussen vriende, en dan raak dit later gekuier, en dan môreoggend staan jy op en jy is in die kerk, en die duiwel sit te lag vir jou. Julle onthou daai storie, né? Nou, dit was ook begin hierdie fellowship tussen vriende, en toe later begin dit na gekuierery raak, en al sulke dinge, en drank is betrokke, en sovoorts. Soos half van 'n verkeerde persepsie, toe nou ek begin kry. Ek het toe begin werk, en toe gebeur iets wat ek tot vandag toe nog nie kan verklaar nie, en ek moet sê, toe ek vroeër oor dit lees, toe dink ek wonder of iemand my nou al geantwoord het op dit nie, maar ek steek nog steeds vas. Toe word ek aangestel as diaken by die kerk, en dit was die heeltemal die verkeerde tyd vir my lewe daarvoor. Ek onthou, my pa het altyd gesê, jy moet jou mense gaan besoek, jou wijk gaan besoek. En ek het 1 ronde gedoen, en almal het vir my gesê, nee, moenie worry nie, ek gooi my 10de by die kerk in die dingetjie, en ek het nooit weer gegaan nie. Maar ten spyte van dit, hierdie vriende fellowship gedeelte, wat toe nou in 'n gekuierery afgegee het toe nou aangehou. En nou, ek is aangestel as diaken by die kerk, maar Vrydag aand gaan kuier ons in die dorp, Saterdag aand gaan kuier ons in die dorp, en later voel ek nie eens meer sleg daaroor, dat ek aangestel is by die kerk. Ek gaan toe nou nie eers meer kerk toe nie, kan dit ons nou nie doen nie. En dit lei toe natuurlik na bier en brandewyn, soos meeste van ons ken. Ek is iemand wat redelik gefokus is, redelik maklik dissipline handhaaf en sovoorts, en ek het begin gym, en maak nie saak of ek Vrydag aand te veel bier drink, of hoe ook al nie, ek het begin gym, die week gaan dit goed, en dan naweke, dan is dit ander dinge, en op 'n stadium het ek, om by die vriende gedeelte te bly, daai gekuier het 'n afgod geraak. Die gym, of dan nou die bou van 'n liggaam, het 'n afgod geraak. En ek wil dit nou ingooi as 'n grappie, maar ek sou vir Craig en vir Dion skaam gemaak het in die gym. Ek het nie gym toe gegaan nie, so hulle sou my nie gesien het nie, maar ek onthou as hulle praat van, you'll know what a superset is. So superset is, jy oefen normaal, en dan doen jy miskien 10 of 12 reps van 'n ding, maar wanneer jy superset doen, dan stoot jy die gewig op, sodat jy 4 of 5 kan doen, né? Al van 'n breek oomblik. En as ek biceps gedoen het,
dan het ek 60 kg die kant opgetel en 60 kg die kant. Nou dit is toch wel zwaar, ek weet nie hoe ek 2 sakkies aardappels vandag sal optel nie, maar dit het gelei na 'n afgod toe. Ek het my liggaam vir 'n afgod. Ek het daarvan gehou as mense na my gekyk het. Daai het my eintlik op daai stadium so 'n bietjie leer ken as dit. Miskien nou nie as dit nie, maar op daai stadium was ek nog redelik aktief gewees en so voorts. My fokus was natuurlik toe nou ook op, ek wil my loopbaan groei. Ek wil altyd die beste wees. Nie net in die beste lyk nie, maar ek wil altyd die beste wees. So as daar iets gebeur, of as 'n ding of hoe ook al, dan wil ek altyd die beste van dit wees. En die duiwel het geweet waarmee hy besig is. Hy het geweet hierdie ou wat niks werd was nie, wat swakpunte gehad het, wat hy geïsoleer het, want daar was nie vriende nie, gaan hy kan opbou met hierdie aardse goedertjies. En hy het dit amper reg gekry. Ek het toe begin studeer, ek het toe nou al gewerk, maar verder gestudeer. Ek het vir Heidi ontmoet, ons verlief en getrou, en hierdie ou lewe se gewoontes het aangehou. Alhoewel ek het gedink is normaal. Ek glo dit wat ek julle vertel het, is relatief alledaags. Ek dink dit gebeur met meeste mense, loop maar daai paadjie. Vandag besef ek, en ek groei nou nog uit hierdie onafhanklike gedeelte en sovoorts, groei ek nou nog daaruit. En ek kom agter dat dit gaan goed tussen my en Heidi. Maar haar goed is nie my goed nie, en my goed is nie haar goed nie. Want my goed is relatief oppervlakkig as ek agterkom hoe diep Heidi se goed is. So, daar's niks fout nie, maar ons moet definitief werk. Ons het kerk toe gegaan. So nou en dan het ons kerk toe gegaan, ons Bybel gelees, relatief min gebid, en gedink ons is op die regte pad, ofwel in die geval, die karakter, JP is op die regte pad. Maar ek kan jou waarborg, as die Here gekom het hy vir my gesê, jy is lou, ek spoeg jou uit. Dit het aanhou goed gaan met my loopbaan, en toe word ons familie so 'n bietjie geruk en gepluk. My suster, wat jonger as ek is, sterf in 'n motorongeluk, saam met haar seentjie, 3-jarige seentjie, en alles is mekaar. Volgende week gaan ek dit aanhaal, dan gaan ek dit 'n bietjie uitmekaar uittrek. Maar in daai tyd deur daai tyd het ek besef dat daar's mense wat vir my bid. Heidi bid vir my, my ouers bid vir my, weet nie wie daar nog is nie, maar hy het nie net vir my gebid nie, maar vir ons gebid. En die deurbraak het gekom. My bekeringstyd, soos wat ek vir Moses opgesom het. Heidi, een van die dametjies in die kerk, het kliënt van Heidi, en die nooi ons na nuwe lewe toe. En die woorde hoor ek, waar Heidi sê, my man, nooit nie. Met sy hande in die lug, nee, nooit. En die tweede diens, is interessant, daar waar ons nou sit elke dag, daar waar hulle sit, daar waar ons elke Sondag sit ons nou nog. Maar die tweede diens, maak ek die skreefie so stukkie oop vir die Here. Ons almal ken die skrif, hy hou aan klop, ons moet net oopmaak, nee? Ek maak die deur so skreefie oop, en die Here kom in. Die tweede diens staan ek daar, en ek sien die mense rondom my in praise and worship sing, en ek sien Hannes in die lig, en ek maak my oë toe, en ek bid, en ek vra, liewe Vader, as U wil hê, ek moet sing soos hierdie mense, laat dit so wees. Ek het nie die Heilige Gees geken nie, en ek sê, Heilige Gees, as U wil hê, ek moet my hande opsteek, soos hierdie mense, laat dit so wees. En my woorde was nog nie koud nie, en van julle wat vir Karel sal ken, kom staan Karel reg voor my, en hy sit sy hand so op my bors, en hy bid vir my, en hy sê,
laat ek my hande in die lug steek soos hierdie mense, en laat ek sing soos hierdie mense. Omgekeer. Dankie Heilige Gees. En net daar is ek een van hierdie vissies in die net, wat deur die vissermanne ingetrek word. Ek word bekeer, ingetrek in hierdie vissersboot in. Ek word gedoop en 'n disipel gemaak. Ek leer van hom. Ek vang ander visse in hierdie net. Ek kry 'n geleentheid om my ouers te doop. Ek sien wonderwerke rondom my gebeur. Ek sien ander vissermanne ook in hierdie skei. Ek sien God se wil in my lewe en in die lewens van die mense rondom ons. Ek kry geleentheid om te dien. En die Heilige Gees is besig om nie net my te infiltreer nie, maar ons familie en my werk en oral waar ek gaan. Skop jy ook vas teen hierdie prikkels waarteen ek vasgeskop het? En ek ken meeste van julle wat hier sit, dalk nou nie so goed nie, maar ek dink almal van ons het maar op 'n tyd in prikkels vasgeskop, of teen die prikkels, of dalk nog, maar ek dink daar's baie mense wat dalk gaan kyk, wat daai ding gaan moet antwoord, en sê, skop jy nog teen die prikkels? Hoekom skop jy nog teen die prikkels? Nou, 'n laaste ding van myself, toe ek klein was, wou ek graag gehad het, mense moet my JP noem. Dit het net so 'n lekker naam geklink. Maar dit was altyd vir my, as iemand vir my gesê, JP, dan is dit soos, regtig, iets is nie reg nie. My ouers noem my op my naam, Jean-Pierre, maar die res noem my almal JP, soos julle my maar geleer ken het. En die duiwel wou daai kom steel het by my, maar gelukkig, die Heilige Gees, nog lank voor ek hom geken het, het hy my geken. En hy het die ding by my wakker gehou die hele tyd. Elke keer as iemand vir my sê, JP, dan is dit soos, regtig. En toe kom ek agter wat my naam beteken. En my naam beteken geliefde rots. Nou, Peer en Petrus is maar semi dieselfde in die Grieks. Die twee word as dieselfde gesien. En Petrus, soos ons Petrus geken het toe hy nog 'n disipel was die Griekse woord vir sy naam is Petros. En Petros is 'n klein klippie. En Jesus het vir Petrus gesê toe hy saam met hom geloop het, hy gaan sê, ek gaan die kerk op jou bou. Maar hy kan nie die kerk op 'n klein klippie gebou het nie. Hy moes die kerk op 'n rots bou. En hy het die kerk gebou op Petra, wat 'n rots is. So, my naam is eintlik Jean-Pierre, geliefde rots. Nou vang ek ook vissies, soos wat Petrus vissies gevang het. Die laaste ene het ek redelik mee gehuiwer voor ek begin het met dit, want dit is soos om iemand aan te haal wat ons veronderstel is om te ken, maar ek wil geen woord verkeerd sit of voetstap verkeerd sit of dit op 'n manier oordra wat glad nie so is nie. En dit is hierdie almagtige Jesus wat ons almal volg. Ek gaan volgende week gaan ek sy karakter uitsonder, want hy ken ons, maar ken ons hom regtig? So gaan baie interessant wees, ek sien nogal uit daarna. So Jesus, soos julle weet, Jesus was gebore in Bethlehem in Nazareth. Hy was geken gewees as 'n wyse of 'n kennisvolle, en hy het dit reeds gekry van God af. Hy was gedoop, hy het gevas en hy was versoek. Hy het op plus minus 30 jaar van ouderdom het hy begin preek en sy bediening het begin. Mense het hom gevolg oral waar hy gegaan het. Die mense het sy woord geëet, soos wat ons sy woord eet. Hy het 'n klomp wonderwerke gedoen, en ek gaan nou
definitief nou nie elkeen van hom aanhaal nie. Maar hy het vir die verlamde gesê, staan op en loop, en hy het opgestaan en hy het geloop. Hy het vir die siekes het hy gebid, en hy het gesond geword. Vir die melaatse het hy genees. Vir die demone het hy skaars sy mond oopgemaak en hy het gevlug. Jesus het gereeld homself afgesonder en gebid en aan hierdie verhouding met God, sy Vader, gebou. Hy het dit so belangrik geag dat hy in gebed moet tree met God. En ons lees dit in Johannes 17 vers 20 en 21 as julle soontoe wil blaai. Johannes 17 vers 20 en 21. So dis die prentjie waar Jesus in die tuin van Getsemane gaan bid het. Waar hy vir die disippels gesê het, bly wakker, ek gaan bid en bid saam. Jesus bid vir 'n intieme verhouding met sy kerk. En soos julle almal weet, sy kerk is die liggaam en ons is deel van daai liggaam. Vers 20. Ek bid nie net vir die volgelinge van my nie. Ek stuur hulle mos om met mense oor my te gaan praat. Van daardie mense sal my volgelinge se boodskap aanvaar en hulle aan my kant kom skaar. Vir hulle bid ek ook. Vader, gee dat hulle in lojaliteit teenoor mekaar soos een man sal saam staan. Vader, U weet hoe heg en intiem ons verhouding met mekaar is. Ons belange, denke en dade is totaal een. Gee asseblief dat hulle verhouding onder mekaar en veral met ons net so heg en intiem sal wees. As die mense in die wêreld sien hoe die gelowiges saam staan en saamwerk, sal hulle oë daarvoor begin oopgaan en U my na hulle toe gestuur het. So hy bid hierso en Jesus vra dat tot God, hy bid tot God toe en hy vra dat ons intimiteit met mekaar moet hê soos Jesus met God het. Nou ek weet nou nie van julle nie, maar nader aan mekaar kan jy nie kom nie, want Jesus en God is een. Hy wil hê, hy bid vir ons. Hoeveel keer bid ons deur hom na God toe? Maar Jesus het vir ons gebid. Hy het ingetree en hy het gevra, liewe Vader, mag ons in intimiteit met mekaar hê, soos wat Jesus met God het. Nou eerstens is dit wonderlik om te weet dat Jesus vir ons intree. En hy tree eintlik nog steeds vir ons in. Hebreërs 7, as jy soontoe wil blaai, vers 24 en 25. Ons moet natuurlik, terwyl jy soontoe blaai, ons moet natuurlik saam met Jesus intree, sodat ons by die vir wie hy bid, kan uitkom. Want hy hou steeds aanhou bid. So vers 24 van Hebreërs 7. Met Jesus is dit glad nie so nie. Hy leef vir ewig en daarom sal hy altyd priester bly. Ons hoef dis nie 'n ander priester te soek nie. Juist daarom kan hy ons saak by God regmaak wanneer ons deur hom tot God bid of deur hom gaan. Hy sal altyd daar wees en ons saak by God stel. Hy leef vir altyd. Nou dit spreek nie van 2000 jaar terug nie. Dit spreek van altyd. Hy tree die heeltyd vir ons in by God. So hy bid, hy het nie net gebed gesien as belangrik toe hy op die aarde was nie. Hy sien dit steeds as belangrik. Hy is steeds besig met hierdie verhouding met God. Steeds tree hy in en dit moet ons ook doen.
en weet dat Jesus bid steeds vir ons. Wanneer ons nie woorde het nie, kom vul die Heilige Gees dit. So Romeine 8 vers 26 en 27 verwys na dit as jy soontoe wil blaai. Intussen het God sy Gees aan ons gegee om ons in swakhede te help. Die grootste swakheid is dat ons nie aldag weet wat om te bid nie. Hoe waar is dit nie? Maar in sulke tye bid die Gees self vir ons. Hy vertaal ons swaar kry in hemelse taal. Hy gaan sug en kla namens ons by God. En omdat God die Heilige Gees deur en deur ken, weet hy presies hoekom die Gees so ernstig vir ons bid. En hy weet ook dat die Gees altyd volgens sy wil vir die gelowiges bid. Ek weet nou nie van julle nie, maar daar's nie 'n beter gebaar as dit nie. Jesus bid die heeltyd vir ons. As ons, die dag het ek gesê van, vandag word ons dalk aan die slaap terwyl ons bid. Die Heilige Gees hou aan. Hy bly aanhou bid vir ons. Intree by God die Vader. Ek sien amper hierdie prentjie waar Jesus hierdie middelmannetjie is tussen ons op die aarde en God se heilige oor. En hy is die hele tyd besig om met God te praat oor ons. Ons sê verkeerde goed en Jesus kom en hy sê, maar hy het eintlik reg bedoel. Of dis eintlik hoe hy dit bedoel het. En hy hou aan met dit. Die hele tyd hou hy daarmee aan. Hoe wonderlik is dit nie? Dankie Heilige Gees dat U vir ons intree. Ons moet natuurlik saam met die Heilige Gees bid. Soos julle in die storie van Jesus en hoe sy verhouding is met die Vader deurwerk, ek glo ek is 'n relatief maklike antwoord as ek vir julle vra, dink julle dat Jesus gehoorsaam was? Dis 'n baie duidelike ja. Dink julle hy was heilig? Dink julle hy was geregtig? Was hy vlekkeloos? Dis 'n groot ja vir almal van hulle. Is jy en ek heilig? Hy sê so. Hy sê ons is heilig. Hy het ons kom heilig maak. Het ons voel baie keer nie so nie. Is ek en jy geregtig? Hy sê ons is geregtig. Is ek en jy vlekkeloos? Nee, dalk nie altyd nie. Ek dink ons is net vlekkeloos tot ons weer by sonde uitkom. Is ek en jy gehoorsaam? So as ek 'n vergelyking kan maak tussen hierdie 4 karakters wat ek aangehaal het, Moses, Dawid, myself en Jesus, dan kan ek so 'n paar lintjies in mekaar trek. Moses was 'n skaapwagter. Dawid was 'n skaapwagter. Ek en jy is die skaap. En Jesus is hierdie herder van die skape. Maar die belangrikste van dit alles is, al 4 hierdie karakters het gebid. Ek en jy moet gehoorsaam wees. Ons moet in hierdie kraal kom van Jesus, waar hy die herder is. Ons moet deur die hek kom, en ons moet gedoop word. Ons moet nie oor die heining spring nie. Ons moet nie ongehoorsaam wees nie. By hom sal jy vrede vind. Jy sal veilig voel. Hy sal jou voed. Hy sal jou vat tot daar waar die groen gras is. By hom sal jy hierdie lewende water kry. By sy voete moet jy lê. Moenie die kraal afbreek nie. Moet hom nie teëgaan nie. Luister na die herder wanneer hy praat en wanneer hy vra.
moenie weghardloop nie. Don't jump the fence. En as ek en Heidi is in so 5 jaar hier by Nuwe Lewe, en het baie mense gekom en gegaan, maar daar het 'n paar, my opinie, sleutelspelers, wat hier was, wat gegaan het. En as ek nou moes opsom, dan sou ek sê, daar's 'n hele klompie wat die fence gejump het. Wat gespring het. So, as ek daai ander vrae nou weer kan herhaal, is jy en ek heilig? Is ek en jy geregtig? Is ons vlekkeloos? Is ons gehoorsaam? Ons probeer wees. So as ek dit sê, en ek wil my nou nie met Jesus vergelyk nie, maar hy sê tog dat ons sal doen wat hy gedoen het, en meer. Ek het lank by daai ding vasgesteek en gedink, is daai en nog meer, is dit iets wat ons gaan doen wat hy nie gedoen het nie? Maar dit is nie die antwoord nie. Ons gaan meer doen as wat hy gedoen het, want ons is meer. En dan in Markus 16, hierdie tekens sal julle volg. So nou bid ons. En ek wil vir julle vra, of julle agter my sal aanbid. Ek is op pad om af te sluit, maar Moses het gebid, Dawid het gebid, ek het gebid, Jesus het gebid, en hy bid nog steeds. Maar nou gaan ons bid. So bid saam met my. Gaan julle agter my herhaal. Here, U is waarlik wonderlik. U is waarlik die Heer. U ken my deur en deur. U het my tog geskape. U stap al my hele lewe lank saam met my. Jesus, Seun van God. U het al vir my gebid nog voor ek bestaan het. Dankie dat U vir my gebid het. U woorde dra steeds krag en sal nooit afgewater wees nie. Here, vergewe my toe ek dwars was, en dit terwyl U my gesien het. Ek skop nie meer teen die prikkels nie. Ek het ook gesien dat, U het tot gesien dat ek my lewe omgedraai het. Ek is nou U kind. You call me friend. En in die naam van Jesus bid ek die volgende. Soos Moses sê ek, blokkasie, maak oop sodat ek kan veilig deurgaan. Ek sal deurstap, en jy sal agter my toemaak. Die vyand sal agter my verdrink, en nie deurkom nie. Ek is die kop en nie die stert nie. Soos Dawid bevestig ek dat U my lei. If you are for me, who can be against me? U lei my tot 'n oorwinning. Sonder U is ek niks. Maar U is by my. My ore is ingestel om U stem te hoor. Ek is gereed om instruksies uit te voer. Ek is geklee met die wapenuitrusting. Hierdie geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte.
Ek staan vir U. Vir U vertel ek die wêreld wie U is. Die boodskap van U nuwe wêreld sal ek verkondig. Ek aanvaar U gebed. U wil vir my. Ek wil ook hê dat my gedagtes een met U sin moet wees. Ek wil ook hê dat my dade U dade moet wees. My belange is nou gefokus op U. En U belange. Dankie dat ek in verhouding met U kan wees. Ek wil my verhouding met U verbeter. Ek wil graag in diep intimiteit met U lewe. Vir U wil ek dien. Met U wil ek dag en nag gesels. U is my Here. U is my God. Vir U is ek baie lief. Ek maak my hart en verstand oop vir U liefde. Stort dit oor my uit. Stort dit oor my uit sodat die mense rondom my oorweldig kan word van U liefde. U is die bron van liefde. You are my God. All praise to you, Lord. Amen en amen en amen.